Okay, goeienaand, liewe vriende, dit is so lekker om saam met julle te kuier en so saam met Dominee Stiaan ook 'n bietjie gesprek te voer oor die week van gebed se tekste. Nou, ons het hierdie week van gebed van maandag tot donderdag en ons gaan elke keer 'n videoetjie maak en dit vir julle uitstuur. Ons gaan gesels oor die koninkryks of twee van die koninkryks gelykenisse ons kry in Matteus hoofstuk 13. En die eerste een waarna ons gaan kyk is die gelykenis van die mosterdsaad en dis dan nou ook die teks waaroor ons vanaand gaan gesels. Maar voordat ons dan nou begin met die teks en met die gesprek, wil ek graag hê dat ek wil vra dat Dominee Stiaan sommer net vir ons gebed sal doen, dat ons daarmee kan begin. Okay, ons sou doen. Here, dankie dat ons vandag by mekaar kan wees. Is dit hier oor die internet of oor die video's, Here, dat ons help ons ook om net begin hierdie tyd stil te raak, Here, net weer besef waaroor gaan dit alles. Jesus het op 'n klomp kere wanneer hy gelykenisse vertel, praat hy oor koninkryk. En Here, help ons om in hierdie tyd waarmee ons besig is, die tyd die week van gebed, Here, dat ons ook so stil raak en ook daarop sal fokus, koninkryk, die koninkryk. Dit wat U ons voor uitgenoem het, genooi. En as U die disippels roep, dan roep U ook ons en sê, kom saam met my. En kom ry hierdie koninkryk. Here, help ons om ook in hierdie tyd net dieper verstaan te hê van die koninkryk en ook dat ons ook 'n praktiese iets het om mense gaan lewe in hierdie week en die maande en die jare wat kom. Dis wat dit al sê nou. Amen. Baie dankie, Dominee Stiaan. Soos ons nou gesê het, ons eerste teks is die gelykenis van die mosterdsaad. En dis eintlik baie kort, dis 2 versies in Matteus hoofstuk 13, vers 31 en 32 gelees. Hy het nog 'n gelykenis aan hulle voorgehou. Die koninkryk van die hemele is soos 'n mosterdsaadjie wat iemand geneem en in sy tuin geplant het. Dit is die kleinste van al die soorte saad, maar wanneer dit gegroei het, is dit die grootste van al die tuinplante en word dit 'n boom, sodat die voëls van die hemel in sy takke kom nes. Nou, hierdie teks het Jesus nou natuurlik vertel en was hy eintlik in gesprek met sy volgelinge en al die ander ouens wat daar rondom was. En is hy besig om vir hulle te leer oor die koninkryk wat heeltemal anders werk as soos wat ons goeders hierso werk. Ek dink dit sal idillies gewees het van die begin af net in hierdie koninkryk kon leef en bly en al die goeders. Maar net om gou 'n bietjie agtergrond konteks van die teks self te gee. Nou, Jesus is besig om te praat met die ouens daar in Antiochië, ons kan hulle nog nie eens regtig eerste gelowiges noem nie, want ek meen dis nou nog voor die kruisgebeure en al die goeders, maar hy het nou sy volgelinge en hulle ken hierdie metafore wat Jesus gebruik in al sy gelykenisse. Hulle ken hierdie metafore en hulle ken dit baie beter as ons. Nou, ons lees hier van dis die kleinste saadjie en dit word 'n boom en ons weet tog mos nou dat 'n mosterdsaad is nie heeltemal die kleinste saadjie nie en dit word eintlik nie 'n boom nie, dit word 'n bos. Maar dit maak nie saak, dit vat niks van die betekenis daarvan weg. Dus Jesus wil op hierdie stap ouens iets vertel van dit wat jy insit en dit wat jy uitkry in hierdie teks. So as ek nou vir Dominee Stiaan sou vra, as ons nou net eers na die teks self kyk sonder om te veel daarvan te lees oor hoe dit prakties of wat dit prakties vir ons vandag beteken. Wat dink jy sou daai mense gedink het, of wat sou hulle denkerigting gewees het as Jesus vir hulle gesê het, die koninkryk van God, jy sit 'n klein bietjie in en kry so baie uit waar alle ander koninkryke en sosiale strukture en al die goeders is dit hoe meer jy insit, hoe meer kry uit. Ja, nee, definitief. Ek dink in die eerste plek is dit eintlik 'n verligting, né? Ja. Want hulle lewe in 'n tyd en 'n plek waar hulle moet hard werk en hulle is daar, almal meeste van hulle is boere en al die goed en hulle moet hard werk en al hierdie oes insamel en dan
Dink jy, okay, great, ek nou hierdie oes gekry, hard gewerk die hele jaar, en dan kom die regering, en dan kom vat hy net sommer 'n klomp goed. Sy moet nou tax betaal vir die, en al die tipe goed, dan raak dit eintlik so mismoedig, want jy het nou hard gewerk vir hierdie goed, en dan is dit net weg, en dan een van die dag dan sit jy met hierdie klein bietjie oor, wat jy nou probeer jou familie weer sorg, versorg. En so ek dink in daai terme is dit eintlik dis hierdie wonderlike ding. Dis eintlik dis soos jy sê, abnormaal vir die tye waarin hulle lewe. Want niks werk sodat jy net 'n klein bietjie doen en hierdie groot kom ons sê return kry of skat kry. En so ek dink in daai opsigte as hulle hierdie hoor, is eintlik hierdie verligting in 'n manier wat hulle eintlik ervaar en dit. Ek weet nie of dit Ja, nee, ek stem saam. En kyk, wanneer ons nou in op dieselfde manier dink, nee, moet dit vir ons ook op hierdie groot verligting wees. En Jesus is op hierdie stadium besig om te gesels, nie net met sy disippels, wat eintlik veronderstel is om op hierdie stadium nou baie van hierdie beginsels van die koninkryk te ken, maar ook vir al die ander mense wat net saamkom. En dis vir my ongelooflik mooi, dat Jesus eintlik wanneer hy hierdie goed praat en hierdie goed vertel, sluit hy almal in. Dis nie 'n uitgesoekte eksklusiewe groepie nie. Almal word daarbey ingesluit en almal verstaan dit waaroor hy praat. En uiteindelik dan nou hierdie koninkryk idee wat hy by hulle probeer vestig, boonbehalwe dat hy van die begin af eintlik sê, soos wat die wêreld werk, draai dit op sy kop, dis koninkryk. So boonbehalwe vir dit, hierdie uitnodiging om te kom deelneem. Maak nie saak wie jy is, waar jy vandaan kom neem deel, kom word deel van hierdie wonderlike nuwe, ek wil amper sê nuwe era, kom deel in die verligting wat dit bring. Ja, ek dink die teks sê dit ook eintlik maar in heel en einde, vers 32, sê sodat die voëls in sy takke kon nes maak. Daai idee wat jy sê, hy nooi almal in en sê kom word deel van hierdie hele proses. Nou ek dink in daai opsigte, dink ek is dit ook 'n uitdagende ding. Want as jy dink die mossersaadjie of in hulle kultuur, as jy kyk na Levitikus, daai tipe goed, dan is dit nie noodwendig is al die reëls daar, so jy mag nie meer as een saad in jou land sit nie, daai tipe goed. En die mossersaadjie is nie noodwendig iets wat hulle geplant het nie. Dit is nie iets wat hulle noodwendig wou gehad het. En ek dink dis ook daai deel van die koninkryk, soos jy sê, van die wêreld soos wat hy werk en soos wat jy dink en dra met onderste bo. En dis die koninkryk. Is om te sê, dis eintlik dis verligting, dis al hierdie goed, maar dit ook, dis eintlik snaaks. Want hoekom sal hy nou 'n mossersaadjie gebruik as die voorbeeld van die koninkryk te verduidelik in daai opsigte. Dan sê ook al die voëls wat in sy takke kom nes maak. Dis mooi, dis daai uitnodiging. Almal is welkom. En ek dink dis mooi, want in 'n samelewing wat anders gelewe het, en sonder om nou te veel in vandag se tyd, maar selfs in vandag se tyd ook, het ons maar die klasse, nee. Daai was die elites gewees. As jy dink nou die fariseërs en sadduseërs, hulle was die mense gewees. En die boer of wat ook van sy vrou, hulle was maar die laagslag, die nobodies. En hier kom Jesus en sê, maar julle almal is welkom in daai plek. Almal is welkom om nes te kom maak. Jou plekkie te kom maak. Ja, en soveel meer, nee. Ons lees nou hier van die voëls wat net in sy takke kom nes maak, maar soos wat jy vroeër ook nou in ons gesprek met my gesê het, van dit is nie net die voëls nie. Ek meen, daai bos word 'n tuiste vir so baie, nie net voëls, die diere wat daaronder kom skadu soek, selfs mense wat bietjie dalk halfpad langs die pad net iewers wil gaan sit onder 'n koelteboom, gaan sit daar, en dit skep hierdie idee van, boonbehalwe dat almal veilig is, almal is welkom, dat almal is veilig, almal het 'n plek om te behoort. En dit, soos wat jy nou ook sê, dis nie noodwendig saad wat hulle gekoop het, om dan te gaan plant. Dit is voëls. So, dit is eintlik maar letterlik die Here wat sorg, dat daar val 'n mosterdsaadjie, dan groei daar 'n bos, juis om te voorsien. So, dit is God se hand wat hierin is, en sorg. En ek meen, niemand sou beplan nie.
kom ons doen dit so, of kom ons, God het gesorg daarvoor, God het voorsien. En dan, as hulle nou maar net toelaat, dat die bos groei, in steede van om dit net af te kap, toelaat dat dan gebeur daar iets goddelik. Ja, nee, ek dink dis mooi. So jy sê, dis die Here wat die bos of die saadjie daar laat val, is hy wat hom laat groei. En net weer terug oor hoe die ervaring moes wees. Dus jy, ek dink nog weer eens daai geruststelling. Ek dink ook in daai opsigte dat die Here is in beheer. Dis nie afhanklik van my. Ek word net uitgenooi om deel te wees daarvan. Yes. Maar dis nie ek wat die bos moet laat groei nie. Dis nie ek wat moet sorg vir die saadjie nie. Dis nie ek. Ja. Dis die Here en ek I'm just going with the flow eintlik. Ek speel net in tot dit. Ek doen eintlik amper minimaal in daai opsigte. Die Here is besig om die werk te doen en ek gaan maar net saam met dit. Ja. En dis ook in lyn met hoe hy eintlik maar sy disippels roep. As om te sê, kom saam met my. Die Matteus 11:28, as jy moeg oorlaai, kom kyk hoe doen ek dit. Van die Here net weer hier kom sê, en Jesus kom sê hierso, net, ek sal sorg, kom word jy net deel. Kom neem net deel. Ja, en ek meen as hulle die saad sou plant, sou hulle koring geplant het om iets daaruit terug te kry. Yes. En nou het God die saad geplant en hulle gaan nie deel, hulle wat gaan nie, en dan word dit soveel meer as koring wat geoes word en dan gebruik word. Dit is nie soveel groter. En dit getuig oor God se idee wat altyd groter en beter as ons is. En as ons nie bereid is om te laat gaan, hoe sê die spreekwoord, let go and let God. Net regtig in te koop by God se droom, God se planne, dan sien ons hoe dat dit iets baie groter en meer word as dit wat ons gedink dit sou wees. En dan sorg ons nie net vir onsself, want as die koring sou beland, het hy vir hom en sy familie en dalk een of twee ander ouens gesorg. En nou dat dit hier die bos is, nou is dit en die natuur en die mens en almal kan deel in daai vreugde. Soveel meer mense het deel daaraan as die oorspronklike, as mense dit sê. Ja, dit is so mooi wat jy daar aan die einde gesê het. En ek het ook gedink toe jy begin het, toe sê jy nou in die einde ook, is dat as hulle dit so geplant het, sou dit wel 'n eie voorbeeld wees. En dis, ek dink die een ding van Jesus se lewe wat so duidelik na vore kom, is hy het nie vir homself geleef en sy vir eie voordeel. En natuurlik roep hy dan as sy disippels om homself te doen. Is gaan leef vir ander mense. Tot voordeel van ander mense. En daar's 'n klomp gedeeltes wat mens kan aanhaal. Selfs in die Ou Testament waar die Here vir die Israeliete sê, gaan maak huise, plant vineyards en al daai tipe goed. En maak seker dit gaan by die stad. En dis die koninkryk, eintlik die hart van die koninkryk. Dis nie vir my eie wins. Gaan nie oor my eie ek. Dit gaan oor soveel iets groter, soos jy dit sê dan. Soveel groter as wat ons ooit kon gedink het van die begin. As ons self het. Nou ja, dit is nou die teks. 2 kort versie en kyk net wat 'n wonderlike gesprek ons daaruit gehad het. En soveel beter nou, môre aand gaan ons nou verder gesels oor dit wat ons nou in die teks ontdek het. So ons nooi jou om môre aand weer saam met ons te kuier en kom ons sluit af en dan sê ons vir die Here dankie vir hierdie wonderlike teks, 2 versies wat vir ons soveel kan beteken. Kom ons sluit saam. Here, baie dankie dat U woord lewend is en dat U woord vir ons soveel kan beteken. Hierdie is vertel vir gelowiges en amper gelowiges baie duisende jaar. En hier sit ons vandag en ons ontdek die vreugde daarvan. En nie net vir onsself, maar vir almal wat saam met ons bereid is om in te koop God se planne in die koninkryk. En dis waaroor dit gaan. Dit gaan oor U en oor die koninkryk. Dankie vir vanaand se mooi gesprek. En ek wil vra Here dat vir die res van hierdie week vir almal van ons sal nooi
om weer te kom deelneem, sodat ons kan hoor dit wat op u hart is vir ons op hierdie stadium. Ons bid dit